Vandag is ons tweede dag van Pinkster en ek het in my hart gevoel ek wil graag 'n bietjie met julle praat oor Handelinge 2 vers 3 en oor God se vuur wat reinig. Ek dink regtig hier is iets wat die Here vir ons kan openbaar hier vandag. So maak julle harte oop en ontvang van hom. In Handelinge 2 vers 3 staan daar: toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit het. Nou as ons aan Pinkster dink, dan dink ons aan God se krag, ons dink aan wonderwerke, ons dink aan die gawe van tale en ons dink aan bonatuurlike manifestasies. Maar een van die dieper simbole hier in Handelinge 2 is die simbool van vuur. Die vuur wat God hier op Pinkster op hulle laat neerdaal het, is nie toevallig nie. Dwars deur die skrif sien ons dat God gebruik hierdie simbool van vuur as 'n simbool van sy teenwoordigheid, as 'n simbool van reiniging, van heiligheid, van loutering, en dan ook net om te sê, maar hierdie is afgesonder tot hom. So die vuur wat by Pinkster gekom het nie gekom om die disippels te vernietig nie. Dit het gekom om hulle te verander. So die vuur verteenwoordig God se teenwoordigheid. En in die Ou Testament het God homself aan Moses openbaar deur 'n brandende bos. In Eksodus 3 vers 2 staan daar: toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En daai was 'n vuur wat nie verteer het nie. Daai bos het nie verteer nie. En God het deur die vuur met Moses gepraat. In Eksodus 13:21 het die Here weer eens vuur vir hulle gebruik en hy het dit as 'n wolk, as 'n vuurkolom in die nag gebruik. So vuur het hier God se leiding, met ander woorde, hy het hulle gelei, God se nabyheid, sy teenwoordigheid, en dan sien ons weer in Eksodus 19:18 dat God het die berg Sinai aan die brand gesteek. Daar staan en die hele berg het gerook, omdat die Here in vuur daarop neergedaal het. Nou, die vuur in Handelinge 2 is nie 'n vuur wat op 'n berg of op 'n tabernakel neergedaal het nie. Dis God se vuur wat nou op mense rus. En dis kragtig. Ons is onder 'n nuwe verbond as gelowiges en die Heilige Gees het gekies om sy woonplek binne in ons te vind. In 1 Korintiërs 6:19 staan daar: of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van Heilige Gees is nie? Die vuur van God beweeg vanaf 'n gebou na 'n persoon toe. En Pinkster herinner ons hier aan dat Christendom is nie net bloot godsdiens of tradisie nie, maar dat ons geloofswandel is 'n intieme en persoonlike verhouding met Heilige Gees. Nou die tweede deel van vuur is dat vuur reinig. Vuur verwyder onsuiverhede. Die skrif verwys na goud wat deur vuur gesuiwer word en onreinhede wat na die oppervlakte toe kom. En God kan dikwels geestelike vuur in ons lewens gebruik om motiewe te openbaar, of om trots te verwerp, of om selfsug na die kant toe te stoot. Of om verborge sonde wat ons nie openbaar nie, om dit te reinig. In Maleagi 3 vers 2 en 3 staan daar: want hy sal wees soos 'n vuur van 'n smelter, en hy sal die silwer louter en dit reinig. Nou ons weet die disippels het self deur hierdie proses gegaan. Voor Pinkster het Petrus geval, hulle het gewonder, hulle het met vrees geworstel. En hulle eie trots en ambisie het na vore gekom, en hulle swakhede was sigbaar gewees. Ons lees daarvan in die skrif. Maar God het nie een van hulle weggegooi nie. Inteendeel, hy het hulle gereinig. En seker een van die mooi dele is dat aan die einde, nadat Jesus uit die doodheid opgestaan het hy vir Petrus gaan haal, daar waar hy teruggegaan het na sy ou lewe toe, daar waar hy weer gaan visvang het Jesus hom daar gaan haal. Jesus het hom nie daar gelos nie. Ten spyte van die feit dat hy eintlik weggehardloop het van sy nuwe lewe af en weggehardloop het van
van wie en wat God is. Nou die gevaar is wanneer ons die krag van Heilige Gees begeer sonder om rein van hart te wees, sonder om toe te laat dat God sy vuur binne in ons deponeer. Ons baie mense wat geestelike gawes begeer, wat invloed begeer of 'n platform begeer of herlewing selfs begeer, en dis als mooi begeertes. Maar ons kan nie hierdie goed begeer ten koste van loutering. Dwarsteer die skrif sien ons dat God stel 'n baie groot prys op heiligheid en 'n baie groter prys op heiligheid as wat hy op sigbaarheid plaas. 1 Petrus 1:6 en 7 staan daar, sodat die egtheid van julle geloof deur vuur gelouter kan word. So die vuur hier verteenwoordig heiligheid. Die vuur van God is verbind aan sy heiligheid. En God is liefdevol en hy is genadig en hy is barmhartig, maar hy is ook heilig. Hebreërs 12:29 lees ons, want ons God is 'n verterende vuur. Die vuur van God wat verteer dit wat teen sy natuur staan. Nou as ons dink aan Sadrag, Mesach en Abednego, die manne wat die vuur gevoer het, hulle het vergaan, hulle was tot niet gewees. Maar die manne wat in die vuur ingestap het, hulle is nie verteer nie. So God is 'n verterende vuur, ja, maar hy verteer dit wat nie van hom af is. Hy verteer dit wat in die pad staan van sy wil. So Pinkster vir ons is nie net emosionele opgewondenheid of 'n ervaring saam met Heilige Gees. Dis 'n teken van die geboorte van ons God se kinders wat gevul is met sy Gees. Nou baie mense soek emosionele oomblikke en hulle soek opwinding en hulle soek ervarings en hulle soek manifestasies. Maar hulle mis heiligheid. Nou ware herlewing bring altyd bekering, dit bring altyd oorgawe, dit bring altyd nederigheid en dit bring altyd lewens wat verander. As ons dink aan Jesaja se ontmoeting in Jesaja 6 vers 6 en 7, is daar 'n kool van die altaar afgehaal en dis aan Jesaja se lippe geraak. Nou voordat Jesaja gestuur was hy gereinig. Nou hierdie patroon herhaal homself deur die skrif. Reiniging voor sending, heiligheid voor opdrag en loutering voor vrystelling. Heilige Gees is nie daar om ons te troos nie. Hy is daar om ons te verander en ons te transformeer. Die vuur van God brand weg dit wat ons wegneem van die Here af, dit wat ons verhinder om volledig soos Christus te lyk. En dan 'n vierde punt is dat vuur te verteenwoordig afsondering en bemagtiging. Die disippels is nie net met vuur gevul vir 'n ervaring nie. Dit was nie net iets lekker om te doen of iets wat hulle moes ervaar nie. Dit het hulle bemagtig om hulle sendingtaak te vervul. Direk na Pinkster het Petrus die vrymoedigheid gekry om te begin bedien. Die kerk het begin uitbrei, die evangelie na die nasies toe versprei. In Handelinge 1:8 staan daar, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jesus het hierdie oor hulle geprofeteer. Vuur versprei. Almal van ons het al vuur geveg in die winter. En ons sien hoe vinnig kan 'n windjie 'n vuur baie ver vat. 'n Ware herlewing beweeg altyd uitwaarts. Na huise toe, na gemeenskappe toe, na dorpe toe en na nasies toe. En Jeremia praat van 'n vuur wat binne in hom brand. In Jeremia 20 vers 9 staan daar, toe was dit in my hart soos 'n brandende vuur. So my gebed vir ons is dat Heilige Gees so werklik vir ons sal word, dat hy ons sal vul en dat hy ons aan die brand sal steek in ons binneste. Dat ons passie sal wakker word, dat ons met vrymoedigheid sal groei in die Gees en dat ons stil oomblikke sal toelaat in ons lewe, waar God se teenwoordigheid primêr is. So hierdie vuur van Pinkster is nie 'n vernietigende vuur nie, dit is nie 'n vuur
wat jou totaal en al gaan verteer nie. Maar dit is 'n heilige vuur. Dit is 'n louterende vuur. Dit is 'n vuur wat jou gaan bemagtig. En dit is 'n vuur wat jou hart gaan reinig. Pinkster herinner ons dat God nie net emosionele byeenkomste soek nie. Hy verlang na 'n volk, hy verlang na ons, sy kinders, wat sy harte gevul is met sy gees en in lyn leef met sy woord. Ek seën julle in die naam van Jesus Christus, God die Vader en Heilige Gees, met die vermoë om Heilige Gees se stem te hoor, en mag julle ontmoeting hê met sy vuur in hierdie tyd. Amen.